Op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God, wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here. Aan almal wat God liefhet, en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons het teen God gesondig en ons gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en ons sal vergewis van al ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus het opsom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle verhoor neer en nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Gemeente, terwyl jy net so bly sit, kom ons bid saam voordat ons uit die woord van die Here lees. So wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here dat ons so as gemeente waarvoor U lief is, kan saam wees. Here, ons staan in 'n verhouding met U, daarom is ons hier, daarom het U ons deur die Gees hiernatoe gelei, maar ons het ook 'n verband met mekaar, omdat ons saam deel in die lewe as genadegawe, saam bewus is van ons sonde voor U, en saam die verlossing in Jesus Christus kan vier. Here, ons dankie dat gebed so groot deel van ons geloofslewe is. En dat ons die voorreg het, Here, om ongehinderd toegang tot U te hê. Maar nou weet ons, Here, baie keer in ons lewens, dan is gebed vir ons ook moeilik. Daarom vra ons, dat wanneer ons vanoggend ook in die Romeinebrief van Paulus lees, oor hoe hy praat oor die Heilige Gees en gebede, dat U ons so sal begelei deur U woord, Here, dat dit ook vir elkeen van ons in ons eie gebedslewe waarde en betekenis sal hê. Hoor ons gebed, ons vra dit van U
in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees uit die Nuwe Testament, uit die brief van Paulus aan die Romeine, uit hoofstuk 8, en daar gaan ons net vers 26 tot 28 lees. Romeine 8 vanaf vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Kom ons lees tot sover uit die Here se woord vanoggend. Elkeen wat 'n oor het, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Geliefdes, in Romeine 8 lees ons, en dit is ons tekswoorde, ons weet baie keer nie wat om te bid en hoe om te bid nie. En daarom staan die Gees ons daarin by. Liewe broers en susters in die Here, aantal jare gelede, is eintlik nou heel wat jare gelede, het ek 'n erediens bygewoon waar tydens 'n studentevriend van my sy proefpreek moes lewer. Ding wat maar gebeur aan die einde van jou studie, dan doen jy 'n klomp goed dat hulle kan sien of jy nou 'n dominee kan word. En een van die goeders wat jy moet doen is jy moet nou gereeld preek. 'n Geleentheid wat soos dit gebruiklik is ook meegemaak is deur 'n aantal professors van die teologiese fakulteit wie se verantwoordelikheid dit was om na die erediens nou krities kommentaar op die verloop van gebeure te lewer. Nou die predikant was, soos dit te verstaan is, heel wat gespanne gewees, veral omdat dit sy eerste ervaring op 'n gemeentekansel was. Voor hom was die see van gesigte en in sy onderbewussyn deurentyd die wete eers is hierdie kritiese professors ook aan die luister. Alles het egter goed verloop, die diens was stigtelik, die prediking baie mooi, tot hy sy slotgebed moes doen. Later het hy ons vertel wat gebeur het. 'n paar sekondes lank was sy konsentrasie kwyt. En vir 'n oomblik het sy tong geknoop. Hy wou bid, Here, aan U kom 'n lofsang toe. En toe bid hy, Here, aan U kom 'n lofsang toe. Daar was so gesuis wat so deur die gemeente gegaan het. Hierdie insident is vir my baie sprekend. Want dit is so. Wanneer ons tot God nader in die gebed, dan ervaar ons dit dikwels dat ons tong knoop. Veral wanneer ons bewus word van God se grootheid en van sy heiligheid en heerlikheid en dat hy totaal gans anders is as ons. In die Ou Testament kon mense eintlik net met die behulp van die priesters en in die tempel bid. Eers maar in die Nuwe Testamentiese tyd wat Jesus gesê het, die Heilige Gees is nou tussen julle. Julle is nou 'n tempel van die Here. Maar ons ervaar dit baie keer, daar's so 'n ongelooflike groot onderskeid tussen ons en die Here. En wanneer ons bewus word van ons sondigheid, ons nietigheid en verganklikheid, dat ons maar stof uit stof is, dan word die mooiste gebede en die mooiste woorde en gepoleerde frases voel ons baie keer, maar is brabbeltaal, dis 'n gestotter en 'n gestamel. Nie dat ons nie goed kan praat nie, want ons leef in 'n wêreld wat 'n hoë premie op praat plaas. Ons praat baie, ons praat goed, ons het taalwetenskappe en taallaboratoriums, ons het 'n woord vir alles,
Maar wanneer ons werklik met God wil praat, as ons ooreenkomstig ons God se wil moet praat, dan swyg ons baie keer en ons sug ons baie keer voor die Here. Daarby kom nog die feit dat ons sondige aard ons baie keer ongelooflik selfsugtig maak in ons gebede. Selfs in ons vroomste oomblikke, in ons beste gebede, draai ons gebede eintlik maar altyd om onsself. Wie 'n dwarsrit van sy of haar gebede maak, sal ontdek hoe dik die stroom van die eie ek daarin loop. Ons beoefen eintlik 'n taaie selfliefde. Selfs wanneer ons oënskynlik vir groter dinge bid, soos God se koninkryk of God se wil, dan sê ons eintlik maar ons koninkryk en ons wil. 'n Mens kan baie keer selfs jou gebed jou voor God verootmoedig, maar jy hou altyd so 'n agterdeurtjie vir jouself oop. Dat jou eie koninkryk jy nie moet tuimel en uiteindelik jou eie wil maar gedwarsboom word nie. Ons is geweldig voorskrifklik in ons gebede, ons vra van God, maar ons gee baie keer ook wenke oor hoe daardie gebede beantwoord moet word. Geen wonder dat die apostel Jakobus sê vir sy gemeente, julle kry nie, want julle vra nie. Julle bid nie. En as julle bid, dan ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid, sê hy. Julle wil eintlik maar net julle selfsugtige begeertes bevredig. Geliefdes, ons het hulp nodig. Gebedshulp, gebedsonderskraging, gebedsbegeleiding. Daarom dat Paulus in sy teksvers sê, ons weet nie wat en hoe ons baie keer moet bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word. Paulus sê ons is swak, ook in ons gebede. Wat die inhoudelike en die formele van ons gebede betref, skiet ons ver tekort. Ons bid eintlik benede maat. Maar die wonder is dit, die Gees neem ons saak en ons gesig op. Daar vind 'n geheimenisvolle medewerking tussen die Gees en ons plaas. Hy bid vir ons. Hy bid deur ons. Hy bid met ons. Hy maak ons gebede vaartbelyn. Hy maak dat ons versigtinge voor die Here 'n impak het. Gebede wat hemel en aarde in beweging kan bring, wat God se ore en sy hart bereik. Paulus sê die Gees sluit hom trouens ook aan by die gesig wat oor die hele aarde en in die ganse skepping opklink en so ook baie keer in die kerk gehoor word. Hy versterk dit, hy neem dit oor en hy bring dit binne God se wil. Paulus sê dit is asof die hele Romeine 8 gerus weer kan gaan lees in die stilte tyd. Ons het nou net enkele verse gelees, wat 'n aangrypende hoofstuk. Hy sê die hele skepping sug eintlik vanweë die sonde van mense, die lyding, die verydeling, die verganklikheid. Hy sê die skepping wag met 'n uitgestrekte nek, met 'n gespanne verwagting dat die laaste pyne van hierdie gebroke wêreld sal verbygaan. En dan gebruik hy eintlik die beeld van 'n geboortepyn. Pyne van verwagting dat daar 'n nuwe bedeling sal wees wat God gaan bring. Ja, wie ore het, kan die gesig in ons eie dag ook hoor. Die gesig wat opklink van oliebedekte strande, van reënwoude wat kantel in die naam van tegnologie, van die mens wat deur sy selfsug die ozonlaag vol gate pons. Die gesig word gehoor wanneer mense die wêreld vandag in 'n bloedbad omskep. Wanneer die koels en die skrapnel doodsteentjies fluit. Wanneer sluipmoord en sabotasie eintlik die reël word, nie die uitsondering nie, die reël.
Wanneer haat en wraak in omloop is, dan sug die wêreld en dan sug die kerk. Wie al hierdie versigtinge hoor, moet eintlik self ook sug. Veral in die kerk, omdat ons weet dit moet anders wees. Maar nou sê Paulus, die Gees sug ook met ons mee, so dat ons hoop het, so dat ons weet dat die weegskaal aan die kant van die heerlikheid van God altyd swaarder is as aan die kant van die lyding wat ons nou nog moet verduur. Geliefdes, Martin Luther het oor gebeds en gebedsverhoring baie geskrywe, maar hy het 'n baie betekenisvolle ding gesê. Hy het gesê dit is eintlik baie keer 'n goeie teken as die uitslag op jou gebed die teenoorgestelde is. Want onthou, die Here werk baie keer teen jou wil in. Die Here werk baie keer teen jou grein in. En die Here het baie keer die gewoonte om eers te verwoes en tot niet te maak, voordat hy iets nuuts gee, voordat hy die nuwe begin. God antwoord ons soms teen ons grein in. Soms moet hy eers verwoes en plat slaan, sodat sy wil uiteindelik in jou lewe kan seëvier. Miskien is dit ook hierdie stadium maar in ons eie land moet gebeur, dat die Here eers verwoes, en dan sy gawes opnuut aan ons mense skenk. Om te sug, maak nie saak nie, trouwens, dis aan te beveel. Al het jy nie woorde nie. Die Gees pleit vir jou met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie, en dit oortref die taal, en die taalwetenskap, en dit raak die hart van God. Oor ons gebede sê die Here vir ons, werp jouself daarom op die Gees. Verlaat jou op hom, vertrou hom en volg hom. Al is dit met 'n lofsang of 'n lafsang. Ons woordstruikeling by God maak nie saak nie. Dit kom reg by die Here uit. En eers kan ons eendag as gelowiges, wat in hierdie wêreld sug elke dag, gaan ons sing saam met die Here. Mag die Here ons elke dag in ons opregte poging om te bid, altyd deur sy Gees naby wees. Amen. Kom ons dank nou saam. So wonderlike Hemelse Vader, baie dankie Here dat die Heilige Gees so deeglik weet, dat ons baie keer met hierdie ongelooflike versigtinge sit, maar dat daar soveel emosies in ons harte en lewens is, dat ons dit eintlik nie in woorde kan uitbring nie. Ons kan maar net sug, as ons ook rondom ons kyk na 'n wêreld, wat absoluut verswelg word deur boosheid. Bose mense, bose volkere, bose leiers. Here, dat ons maar net kan sug. Maar nou sê Paulus, en ons hoor dit vanoggend, Here, die Gees sug saam met ons. En dit is maar die pyne van verwagting, van 'n nuwe lewe wat aan die kom is. Here, seën ons elke dag, wanneer ons gaan sit om te bid, en stuur U ons woorde, hoor ons gebede, en Here, U beloof ook, ons het dit gelees vanoggend, U laat alles ten goeie meewerk, vir die wat U liefhet. Daarin vertrou ons, en ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here, en gaan in sy vrede. Mag die Here julle seën uit Sion, hy wat die hemel en aarde gemaak het. Amen.